Volgens my God en ek dankie na groot. Here, ek dankie vir hom. Dankie vir die geleentheid, my koning. Here, dat ek net die volgende mense kan opdra na U. Ja. Vader, ek kom volgende en ek dra Baba die ander op na U, Here. Vra Here dat U sal intree. Daai babatjie se lewe. Here, ek spreek genesing in daai kind se lewe. Here, bowe dit al dat U wil en U wil sal geskied, my God. Here, ek dankie daarvoor. Ek dra volgens Johannes op, Here, daar waar hy in die hospitaal is, my God. U ook daar sal intree, Here, dat die helende genesende gees, Here, hom sal aanraak, my koning. My dierbare Vader, dankie daarvoor. Dankie, Here, dat ek vermagtig kan opdra na U vir hom. Dankie, Here, dat haar uitslaag positief is, my koning. Dankie, Here, dat U haar skoon maak, Here. Dankie, Here, dat U haar nie net skoon maak, my God, maar dat U haar volkome genees, my God. Ja, En my dierbare Vader, ek bid volgens vermagtig vir beterskap, my God. Here, volkome genesing, Here, en my dierbare God, dankie. Ek dankie, Here, dat sy spoedig sal huis toe kom. Ja, dankie, Here, dat U die pyn sal wegvat. Yes. Vader, U weet, Here, dat sy nodig het. Here, U ken haar hart, ken haar liefde, Here, nie net vir U nie. Maar ook vir haar man, haar kinders, vir die gemeente, en daarom kom ek volgens my God. En ek weet, Here, dat U nog 'n groot doel met haar lewe. Daarom vra ek, Here, dat U sal intree volgens. En my dierbare koning, ek dank U daarvoor. Ek bid ook so vir Dawid volgens, Here, vir beterskap vir hom. Ek ken hy boete van ons, my God, dat hy aan die lang terug pad met U begin loop het, Here, maar dit is 'n pad wat hy nie weer wil opgee nie, my Here, en daarom kom ek volgende en ek dank U daarvoor. Dankie, Here, dat U ook beterskap en genesing volgend in sy lewe inspreek. En my dierbare God, dankie ook vir dit wat U vir Dawid gaan hou. Here, ons sien ook volgende uit, Here, wat die toekoms ons inhou, Here. En my dierbare koning, ek dank U daarvoor. Dankie, Here, dat ek hierdie gemeente volgend aan U kan opdra. Dankie, Here, vir U woord volgend, my God. U weet, Here, dat ek weet. Ek het nie my eie kan doen volgend. Daarom kom ek volgend, my God, en ek vra, Here, dat U U hand sal uitsteek. My lippe sal salf volgend, Here. My gedagtes vernuwe volgend. My dierbare koning, ek dank U daarvoor. Dankie, Here, dat U woord volgend ja en amen is. Dankie, Here, dat U woord sal seën volgend, dat ek op U nie sal verdwyn volgend, Here. U tevoorskyn sal kom. En dat U sal spreek, Here. Here, dankie, dat U volgend iemand soos ek kan gebruik, Here. Here, iemand wat bereidwillig is om te doen, Here, wat nodig is, my God, om te doen, sodat U beloof dat dit wat U doen, Here, U beloof om ook vir ons te doen. Vader, en daarom kom ek, en ek dank U, Here. Here, dankie dat U hierdie verrigtinge sal seën. Dankie, Here, dat U elke broer en suster teenwoordig hier volgende ryklik sal seën, dat U woord volgende snelle gang sal gaan. Dat U by elke hart en elke stoel sal stilstaan, Here, dat U inspraak in elkeen van ons se lewe sal maak volgende. Dankie, Here, dat U ook my volgende sal leer en sal lei. En my dierbare koning, ek dank U daarvoor. Vader, vra ek so, Here, dat U is vir elke persoon dat U is, Here, om my kinders in te sien. Wat net sal leer en sal lei in die toekoms. En my dierbare God, ek dank U daarvoor. In die wonderlike naam, heilige naam, almagtige naam, van ons Here Jesus Christus sal leer. Amen en amen. Amen. Ons gee die Here net 'n dankie. So, altyd daar kom die Here te dien. Amen. Net in die teenwoordigheid van God te wees. Kind van die Here, ek wil volgende met julle praat oor, is jou woord ook jou daad? Is jou woord ook jou daad? En jy weet, ek wil vandag vir julle sê, dat dit waaroor ek volgende met julle praat, is 'n baie ernstige saak. Dit is nie net 'n baie ernstige saak nie, maar ons moet ook onthou,
dat ons as ouers 'n groot verantwoordelikheid op ons skouers het. 'n Baie groot verantwoordelikheid het op ons skouers. En ek wil sommer aan julle noem vanoggend dat die van julle wat kan onthou met Moedersdag en Vadersdag, Pastoor Johan gepreek het, hy gesê, jy weet, 'n ma of 'n moeder is 'n ma wat ondervinding het. En 'n pa of 'n vader is 'n pa wat ondervinding het, jy weet. Maar om 'n moeder en 'n vader te kan wees, moet jy ook natuurlike verhouding hê. Heel eerstens met die Here Jesus Christus moet jy 'n verhouding hê en dan met jou kinders. Weet jy, in vandag se lewe is dit te maklik want ons kinders is ons vriende. Ons is nie meer ouers vir hulle nie. Ons is hulle vriende. En dit is eintlik 'n baie groot probleem. En ek praat vanoggend en ek preek vanoggend vir myself ook. Want ek is ook in daai mense se skoene, jy weet. Dat my kind dink ook ek is sy vriend. En alhoewel hy baie respek het vir my en hy baie lief is vir my en ek is baie lief vir hom ook, maar dink hy nog steeds ek is sy vriend. Maar dit is nie veronderstel om so te moet wees nie, maar hy is nou al uit my huis uit en hy bly op sy eie en hy werk en hy verdien sy eie geld. Maar afgesien daarvan moet ons onthou dat ons as ouers is daar om 'n voorbeeld te wees vir ons kinders. Ons kinders moet nie vir ons sê wat om te doen. Jy is veronderstel om vir jou kinders te sê wat hulle moet doen. Jy moet vir hulle sê ja of nee. En die woord van God sê, die woord moet ja en amen wees. So as jy jou kind na moeder toe gaan en sê, maar kan ek dit doen? Dan moet jy veronderstel moeder om te sê, gaan vra jou pa. Gaan vra jou pa. Al as jy nou 'n enkel ouer is, weet dan het jy die reg om te sê ja of nee as jy as moeder is. Maar omdat die pa die hoof en priester van die huis is die pa veronderstel om die besluit te neem. Die pa moet sê ja of nee. En ja, ons as mans maak baie keer verkeerde besluite. Maar tog, hoop ek, die vrouens berus daarby. En ek wil vandag vir jou sê, as ons daai instelling in ons lewe kan regkry, dat ons 'n goeie verhouding met die Here Jesus Christus het, en ons 'n voorbeeld kan wees vir ons kinders, dan is ons in die orde dat God eintlik wil hê ons moet wees. En ek wil vandag 'n bietjie met julle praat oor die belofte wat ons maak voor God. En ek wil julle so 'n bietjie vertel in 2008, die 16de Desember, dit het nou niks met 'n inseëndiens te doen nie. Maar dit het wel te doen met 'n belofte wat ek aan God gemaak het. 2008, die 16de Desember, sit ek in 'n baie groot kerk. Want daai dit was nie so groot kerk, maar vandag is dit 'n baie groot kerk. Ek praat onder korreksie, maar ek dink hulle het al iets soos 10,000 lidmate. Maar ek sit in daai kerk en daai pastoor sit daar staan daar en preek daar voor en hy praat oor die gelofte en dit wat die mense van daai tyd vir die Here beloof het. En as ek vandag kyk wat eintlik in ons land aangaan, is dit vir my iets verskrikliks om te sien waar daai mense was. En as ek nou soveel wys en waar ons as mense is vandag, bedoel ek in ons geestelike lewe. Amen. Ek bedoel in ons geestelike lewe. Daai mense het God in volheid en waarheid gedien. Ja, daar is baie van ons wat ook in daai geestelike vlak is. Maar eintlik almal van ons is veronderstel om daar te moet wees. Nie net een of twee nie, is nie net veronderstel om die pastore in die kerk te wees of die ouens in die bedieningspan of wat ook al nie. Dis eintlik veronderstel om almal van ons te wees, want die woord van God sê vir ons, weet, ons is nie net hier om die stoele warm te sit. Die woord van die Here sê teen hierdie tyd moes ons al almal leraars gewees het of vir iemand te kom gebid het of in 'n bedieningspan gewees het of wat ook al die geval mag wees. So teen hierdie tyd is baie van julle wat baie ouer as ek is, wat die Here baie langer dien as wat ek dien. So teen hierdie tyd, moes jy my broer of my suster of my oom of my tannie, moes jy al eintlik gewees het daar. En onthou geestelik, kan jy net iemand optel tot waar jy is. Hoor mooi wat ek sê. So as jy geestelik daar is, kan jy net iemand tel tot daar. Jy kan nie iemand optel verby jou nie. Want dan moet jy veronderstel om nog 'n bietjie meer van God te leer, voordat jy daai persoon oor kan vat. Nou die belofte
wat ek toe maak in daai pastoor se kerk, terwyl ek as sit, en hy praat oor die gelofte, ek sê, Here, terwyl ek kan, terwyl ek nog 'n woord kan spreek, sal ek nooit ophou om die goeie nuus te verkondig. Amen. Weet, en 17 jaar later, en hier staan ek nog steeds deur die genade van ons Here Jesus Christus. Ek staan nog steeds hierso, en ek wil vir julle sê, dis my wonderlik. Dis my wonderlik om elke dag met mense te kan praat oor die Here. Dis wonderlik om net, soos ek nou gesê, daai seun na langs die pad. Ek vir hom sê, ek het nie geld, maar ek het Christus, ek kan my hande vat en bid ek vir jou, lei na God toe, toe sê hy vir my, nee. Maar daar is iemand anders wat dit nodig het in sy lewe. So moet nooit laat die geleentheid verby jou gaan, as jy die kans het, om iemand na God toe te lei. Jy moet nooit 'n belofte maak vir God, wat jy nie kan hou nie. Ek wil vir julle lees vanoggend, in Prediker 5, vers 3 en 4. As jy 'n gelofte aan God gedoen het, stel nie uit om dit te betaal nie. Want daar is geen welgevalle in die dwaase nie. Betaal wat jy beloof het. Dit is beter dat jy nie beloof nie, as dat jy beloof en nie betaal nie. Wat kind van die Here, ek wil volgens vir jou hierdie sê, almal van ons was al in 'n tweestryd met woorde, met ons ma en ons pa. Nie waar nie. En op 'n stadium kom hy woorde en sê jou ma vir jou pa vir jou, moenie sê wat jy nou dink. Moenie sê wat jy nou dink. Want as jy dit gaan sê, gaan dit die uitkoms van hierdie stryery bepaal. So of jy gaan lekker pak slaag kry, of jy gaan net sê, pa, ma, ek is jammer. En omdraai en wegloop. So baie keer, maak nie saak met wie dit is nie. As hou 'n woordewisseling met persone of met jou ouers eintlik. Baie van ons is baie keer, veral as jy 'n tiener is jy 'n baie groot woordewisseling met jou ouers baie keer, omtrent elke dag. Jy weet, wat weet jy as ouer? Niks, jy is ons maar oud. Jy het nog nie lewe gelei nie, jy is klaar oud. Ek is nog jong, ek lewe die lewe, ek weet wat om te doen. As ek 'n matriek is, pak ek nou my goed. Ek moet my eie plek kry en alles, want ek is die slimste, ek is die sterkste, ek weet die beste, daar is niemand wat my iets in die lewe kan doen. So ek wil vir jou sê, as jy matriek is vandag met die nadio goed pak en vir jou plek kan soek. Daar is niemand slimmer en sterker en mooier en beter as jy in die lewe. Maar ek wil vir jou sê, met God werk dit presies dieselfde. Baie keer is ons in 'n woordewisseling met God. Jy weet, want ek wil my wy hê. My wy is mos die regte wy. Nie God se wy nie. So baie keer dan sê ek, Here, ek sal dit en ek sal dit en ek sal dit. Dan sê die Here vir jou, nee, jy kan nie. Dan sê maar ek sal. En dan as jy dit doen, dan val jy. En dan begin jy God plan mee. En dan is dit mos die Here se skuld. Sê Rudolf se skuld. Jy het mos die fout gemaak. Toe die Here vir jou sê, nee, moenie. Dink baie mooi oor dit wat jy nou gaan sê. Dink baie mooi oor dit wat jy nou gaan sê. Dan sê jy dit maar anyway. 'n kind van die Here, as jy ooit 'n belofte aan God gemaak het, wil ek jou vandag bemoedig en vir jou hierdie sê. As jy God beloof het iets in jou lewe, moet jy dit doen. Moet jy dit doen. Ek en my vrou het baie jare terug opgehou rook, seker nou al 15, 16 jaar. En my vrou het baie erger gerook as wat ek gerook het. En sy was besig om emfyseem te kry. En sy het by die Here se voete gaan sit en vir die Here gesê, Here, as U my 'n nuwe stel longe gee, beloof ek U, ek sal vir U werk. En ek sal nooit weer my lewe rook nie. En deur die genade van die Here sit my vrou hier vandag en sy werk vandag vir die Here. Sy is ook besig om haar kursus te voltooi in pastorale berading. Sy het al vlak 1 gedoen. Maar nog steeds sit sy hierso en die Here het vir haar nuwe stel longe gegee. En sy doen wat sy beloof het om te doen. Dan
omdat sy dit doen, kan God ook mos doen wat hy in haar lewe vir haar beloof het om te doen. Dis presies dieselfde met elkeen van ons kind van God. Jy weet, ons seën ons kinders in, en as ons hier by die kerk uitloop, verval ons net weer terug. Maar dit het ons gedoen het. My kind is nou ingeseën, ek het hom nou na die Here toe opgedra, ek hoef nie meer nooit weer kerk toe te gaan. My kind vir my hoef ook nooit weer die binnekant in die kerk te sien. Dis my verskriklik hartseer. Ek wil vandag vir julle sê, dat al die ouers se kinders wat ek al in my lewe ingeseën het, en ek glo pastoor Johan ook vanoggend, dan het ons waarlik 'n auditorium nodig. As al daai mense kerk toe kom. Maar weet die probleem wat ons mee sit vandag is dat elkeen van ons kyk na die pastoor, en as die pastoor 'n fout maak, of iets dalk verkeerd sê, dan sê nee, daar is 'n kerk is. Kyk nou wat gebeur met hom, hoor nou wat sê hy. En dan is dit baie moeilik om jou kinders terug te bring na die Here toe. Want dan is jy in die eerste plek 'n verkeerde rede in die kerk. Jy is veronderstel om hier toe moet wees, om God te ontvang. Om God te ontvang. En na God se woord te kom luister. Nie na wat ek vir jou sê nie, na wat God vir jou sê. Nie na wat pastoor Johan vir jou sê nie, maar wat God sê. So elkeen van ons vanoggend wat 'n kind gaan opdra na die Here toe, jy gaan 'n baie groot belofte maak voor God. En ek wil vandag vir jou sê, as jy daai belofte nie weerhou in jou lewe nie, of as jy nie 'n voorbeeld is vir daai kind nie, en dit kom tyd dat jy eendag voor God moet gaan staan, en die Here vra jou, maar Rolof, hoekom het jy nooit gedoen wat jy beloof het aan my nie? Dan gaan jy nie vir die God kan sê, maar Here, ek was in pastoor Johan se kerk gewees, en ek het agtergekom, daar's dalk so 1 of 2 dingetjies wat nie reg is nie. En toe gaan ek sommer die kerk en toe besluit ek sommer om nie meer te dien nie. Maar die probleem wat ons mee sit vandag is, as die pastoor 'n fout maak, is ons te bang om te kom en te sê, pastoor, ek dink pastoor het 'n fout gemaak. Kan ons dit asseblief regmaak, of kan ons dit asseblief regstel, of wat ook al die geval is. Ek het al vir julle vertel, toe ek in 'n kerk sit, en die pastoor, het 'n bietjie die Bybel uit propulsie uitgeruk, toe sê ek per ongeluk bietjie hard vir my vrou, jong, ek dink hierdie pastoor is besig om die Bybel uit propulsie uit te ruk. En die volgende Sondag, toe ek weer in die kerk instap en ons gesit, kyk hy vir my so, en hy sê, ek wil net vir julle sê, ek is jammer, want laas Sondag het ek iets gesê wat nie die waarheid is. So dit is wat ons veronderstel om te moet doen, en ek is jammer, ek het dit bietjie hard gesê, maar tog het die boodskap by hom uitgekom, en hy moes weer die vers of 2 gaan lees het, om seker te maak, dat dit wat hy vir die gemeente gesê het, is die waarheid. En hoe kom 'n mens by die waarheid uit? Hierdie. Hierso staan Bybel op my boek. Op my Bybel staan daar Bybel. En die van julle wat 'n Engelse Bybel het, daar staan Bible. It says, basic instructions before leaving earth. Dis waarvoor dit staan. Aanduiding vir jou. So lees op. Lees op. Dan sal jy sien wat God van jou verwag. En vir jou as ouer verwag om vir jou kinders te doen. Vir jou as ouma en oupa verwag om te doen vir jou kleinkinders. En ek gaan nou 'n bietjie daarby uitkom. Maar laasweek het ons 'n doopdiens gehad en pastoor Johan het vir julle baie mooi verduidelik waaroor die doop gaan, en ek wil volgens vir julle vertel waaroor die inseën gaan. Om 'n kind in te seën is om 'n kind op te dra na die Here Jesus Christus toe en te sê, Here, ek dra hierdie kind van my na U toe op. En ek maak 'n belofte voor God vandag dat ek hierdie kind in bekeer jou en laat jou dood. Nou, ek kan nou vandag vir julle baie staaltjies vertel van kinders wat hulle self nie kan bekeer nie, en al sulke dinge, maar ek wil, my boetie, kan jy gou jou babatjie vir my bring? Ek wil dit sommer aan julle demonstreer vandag, dan gaan dit ons nou baie makliker wees, om dit te demonstreer, en wat gebeur, as jy jouself bekeer?
Is dat nou wat is sy naam? Hendrik. Maar nie weggeloop nie, nou, dit staan sommer daar. So, wat gebeur as ek myself bekeer? Ek kom na die Here toe, ek sê Here, vergewe my vir dit wat ek gedoen het. Of ek gaan na die pastoor toe en sê, pastoor, help my, lei my in gebed. Ek wil myself bekeer en ek wil hê die pastoor moet my help om die Here aan te neem. Nou hierdie babietjie het nie sonde. As ek nou vir hom sê, Hendrik, bid agter my aan. Dan sê ek vir hom, Hendrik, sê agter my aan, Here, ek kom volgend en ek neem U aan as my verlosser en saligmaker. Ja, hy het gewoon net 'n bietjie melk op. Hy kan dit nie doen nie. Hy kan nie volgend vir die Here sê, Here, ek bely volgend my sondes nie. Here, vergewe my vir dit wat ek gedoen het nie. Hoe kan ek hierdie babietjie onder die water druk om hom te dood? Ek kan glad nie. Want hy weet nie wat dit is nie. Hy weet nie wat dit is om hom te bekeer nie. Baie dankie my vir dit is makliker om dit vir julle te wys as om dit vir julle te vertel. So daai kind kan ons nou nie, soos ek sê, hy het 'n bietjie melk opgebring. So hy het seker probeer iets sê, toe sien hy weet, en melk op net maar die ding is, hoe kan daai klein babietjie homself bekeer? Hy's wel in 'n sondige wêreld ingebore. Maar op hierdie stadium het daai kind nie sonde nie. Amen. Hy het nie sonde nie. Want hy weet nie wat sonde is nie. So hy kan nie na God toe tree en sê, Here, ek staan voor U vandag met God en ek vra vergewe my. Here, U weet wat ek alles in my lewe verkeerd gedoen het, my God. En Here, ek kom vanoggend en ek bely. Die woord van die Here sê vir ons, as ons sondes bely, die Here Jesus is getrou om ons te vergewe en nooit weer daaraan te dink nie. Daai babietjie kan. Hy kan nie. Maar die mense wat ons laas Sondag gedoop het, dis mense wat weet wat hulle verkeerd gedoen het in die lewe. Dis mense wat na God toe kan tree en sê, Here, ek staan vandag in hierdie doopbad en ek vra U, vergewe my vir dit wat ek verkeerd gedoen het. En van vandag af voortaan sal ek U dien in volheid en waarheid. En Here, ek kom in hierdie doopbad en ek staan op as 'n nuwe skepsel in die Here Jesus Christus. Daai kleintjie kan dit nie doen nie. Hy kan dit glad nie doen nie. Want hy kan nie praat nie. Hy weet nie wat sonde is nie. Hy weet nie wat dit is as ek R100 hier neersit en hy kom en hy vat dit. Hy weet nie wat te steel nie. As hy 'n jaar oud is en ek sit 'n systokkie neer en hy kom haal hom, dan verstaan hy nie dat hy eintlik veronderstel is om te moet vra vir dit. Hy dink net dis 'n sweet, ek mag hom eet. Maar jy as groot mens wat weet waaroor die lewe gaan. As ek R100 hier neersit of ek loop hier van die verhoog af en R100 val uit my sakke. En jy sê nie vir my, pastoor, ekskuus, daar het R100 laat val en jy dink nee. As die pastoor nie omdraai en terugkyk, daai R100 myne. Dis steel. Dis sonde. En ek wil vandag vir jou hierdie sê, jy kan nie teen my of teen enigiemand anders te sondig nie. Want ek kan jou nie vryspreek van sonde nie, ek is nie God nie. Maar jy kan iets verkeerd teen my doen. Soos jy van my steel, sondig jy nie teen my nie. Jy doen iets verkeerd teenoor my. Maar jy kan teen God sondig. En daarom sê die woord van God vir ons. Kom en bely en bekeer jou. En laat jou dood. Ou kleintjie kan dit nie doen nie, kind van God. Hy kan dit nie doen nie. Maar ons as ouers het 'n baie groot verantwoordelikheid om te doen wat God van ons verwag. Om te doen wat God van ons verwag. En soos pastoor Johan laasweek gesê het, hy gesê, daar baie kinders wat die ouderdom van 12, 14, 15 is, wat waarlik weet wat dit is om 'n verhouding met God te hê. En hulle weet waaroor die doop gaan. En dan doop 'n mens daai kinders. Maar as jy 12, 14 en 15 is en jy weet nie waaroor dit gaan nie, en jy was nog nooit in 'n kerk nie, dan kan jy mos nie weet dat ek nou veronderstel is om my moet te laat doop nie.
dan kom jy nou eers, soos vandag vorentoe. Dus vra vir die Here, om jou te help, van vandag af van voorkant, 'n pad met jou te loop, en jy moet 'n pad met die Here loop. En dan, as jy 18 of 20 is, en jy voel, ek het nou 'n goeie pad met die Here geloop, en ek weet nou waaroor die Here gaan, en ek weet nou wat die Here van my verwag, en ek weet waaroor die woord van God gaan, dan weet die Here mos nou, jy is gereed. En dan kom jy weer as ons 'n doopdiens het. Dan kom jy na my toe of pastoor Johan toe en sê, pastoor, as jy weer doopdiens het, asseblief, ek wil my laat doop, want ek weet, my verhouding met God is nou reg. My verhouding met God is nou reg. Ek wil graag vir julle lees, wat God gedoen het, met die kinders, en ek wil vir julle lees uit Markus 10 volgende. Eers vir julle Markus 10 vanaf vers 13. En hulle het die kinders na hom toe gebring, dat hy hulle kom aanraak, en die disippels het die wat hulle gebring het, bestraf. En wat gebeur het hierso is dat die Here Jesus Christus toe op aarde was, het baie mense hom gevolg. En die ouers wou toe gehad het, dat die Here Jesus Christus asseblief net hulle kinders moes aanraak. En die disippels het gesê, nee, staan julle bietjie jou kant toe. Die Here Jesus is besig, hy het nie tyd vir julle kinders. En hoor wat sê die Here vir hulle. Maar toe Jesus dit sien, het hy dit baie kwaadlik geneem en vir hulle gesê, laat die kindertjies na my toe kom. Verhinder hulle nie, want aan sulkes behoort die koninkryk van God. Aan sulkes behoort die koninkryk van God. Voorwaar ek sê vir julle, elkeen wat die koninkryk van God soos 'n kindjie ontvang, wat nie die koninkryk van God soos 'n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie. En hy het sy arms om hulle geslaan, sy hande op hulle gelê en hulle geseën. 'n Kind van die Here, baie belangrik volgens, is hierdie. Hy het sy hande om hulle geslaan, sy hande op hulle gelê en hy het hulle geseën. Maar ek wil vir jou as ouer vandag sê, hoe belangrik dit is, dat jy jou kind laat inseën, en dat hy elke dag oor jou kind moet bid. Dis die grootste geskenk wat jy as ouer vir jou kind kan gee, en dit is vir hom te bid. En ek wil hierdie vir julle lees vanoggend, om jou hande op jou kind te lê, of jou kleinkinders, van julle wat kleinkinders het, oumas en oupas, wat kleinkinders het, en oor hulle 'n seën uit te spreek. Dis baie belangrik, want op daai oomblik is dit God se bonatuurlike krag wat jy in hulle lewe inspreek. Amen. God se bonatuurlike krag wat jy in hulle lewe inspreek. Krag om hulle te beskerm, in die eerste plek. Krag om hulle toekoms te verander. Krag om hulle selfbeeld te vorm. Krag wat selfagting bring. Mense wat nie in 'n minderwaardigheidskompleks bly nie. Jy kan sien, dis kinders wat sy ouers vir hulle bid. Krag wat sukses bring. As jy elke dag vir jou kind se lewe bid, vir sy toekoms bid, en die plan van die Here Jesus Christus en daai kind se lewe tot waarheid roep, glo vir my, hy gaan 'n sukses behaal in sy lewe. Wil jy nou ietsie vertel? En dit is krag wat die doel van die seën is om beheer terug te neem oor jou kind se lewe. So as jy seën oor jou kind se lewe uitspreek, elke oggend en jy lê hande op hom, dan neem jy jou kind se lewe terug vir die Here Jesus Christus. Maak nie saak hoe groot jou kind is. Hy laat jy is 22 vandag, toe hy by ons nog aan die huis gebly het ek en my vrou in die dag, het ons in sy kamer ingegaan, het ek my salwingsolie gevat, en het sy hele kamer uitgesalf. Sy kussings, en ek het die Here gevra, Here, gee die kind goddelike gebede, en ek het sy kosyne en sy vensters alles gesalf. As hy in die middel van die skool afkom, en sê hy vir my, is Paul weer in my kamer gewees. Sê ek, nee, hoekom? Hy sê, want ek ruik dit.
Dan hang hy salwingsolie daar, die salwing van God, hang in daai kamer, ek sê vir jou, jy kan die salwing van God met 'n mes sny, so dik is dit in daai kamer. Maar ons bid vir ons kinders, en dit is belangrik, dit is belangrik vir jou as ouer vandag, vir jou as grootouer, ouma, oupa, dit is belangrik vir jou om vir jou kinders te bid, vir jou kleinkinders te bid, want dit is die krag van God, wat jy losmaak in daai kind se lewe. Jy maak die krag van God los in daai kind se lewe, en jy maak die plan van God los in daai kind se lewe. Dit help nie jouself net vandag jou kind, of jy seën jou kind vandag net in, maar môre of Vrydag of so, worry jy nie oor hom nie. Ag nee, kan sommer net God se water as jy as ouer nie intree vir jou kind nie, jy as ouma en oupa nie intree vir jou kind nie, wie gaan dit anders te doen? Die onus is op jou kind van God, op niemand anders te nie. Want terwyl daai kind onder jou huis bly, val hy onder jou geloof. Woord van God sê so. Amen. Hy sê, jy man, of jy vrou, wat God dien, jou man, deur die genade van God gered deur jou geloof. Jou kinders is deur die genade van God deur jou geloof gered. Heilig, ja. Hou goeie moed. My kosbare suster, as jy vandag hier sit, en jou man wil nie die Here dien nie. Hou goeie moed. En die dag gaan kom, dat God hom wil gaan aanneem. My geliefde broer, as jy vandag hier sit, en jou vrou wil nie die Here dien nie, hou goeie moed. Die tyd gaan kom, dat God haar ook gaan aanraak. Maar wees bly dat die belofte van God vandag vir jou is, dat aangesien jy, man of vrou, getroud is, met daai persoon wat nie die Here wil dien nie, dat hy onder jou vaandel val, hy of sy onder jou vaandel val. So nie daar iets met hom of haar gebeur, is die genade van God so groot, omdat hy dit beloof, dat jy wel eendag hom weer sal sien. Kind van die Here, ek is eendag op 'n mannekamp, en daar praat 'n pastoor daarso, wat ook eens op 'n tyd die Satan gedien het. En hy vertel vir ons dat die plaas baie jare terug het 'n watertank gehad wat gebou was uit bakstene uit. Ek weet nie of julle dit kan onthou nie, het so 'n omkamertjie bo was 'n watertank gebou gewees. En daai pastoor vertel ons, hy sê, wat hulle doen is, as Satan aanbidders sit by skole, laerskole, hoërskole, privaat skole, maak nie saak, universiteite, oralste sit hulle. Hy sê, as die kinders vandag uit die skool uit, kan hulle sien, wie se ouers bid vir hulle kinders. Hy sê, want hulle kan in daai kinders se geesteslewe inkyk, en dat daai kinders se lewe is soos daai watertank. As die ouers bid vir daai kinders, dan is daai watertank verseël. En hy bly sterk en hy bly verseël. Hy sê, maar die wat nie vir hulle kinders bid nie, kan hulle sien, dat die bakstene uit daai watertank is besig om uit te val. En julle kan dit vir julleself voorstel vandag in 'n visie, dat daai bakstene is besig om uit te val, een vir een. En sodra daar te veel uitgeval het, dan vat hulle die geleentheid om iets na daai kind toe te bring wat jy nie na jou eie kind toe bring. As jy nie God na jou kind te bring nie, glo my, dan bring hulle Satan na jou kind. Glo dit vir my vandag. En ons sien dit in die samelewing vandag. Ons sien dit nie net in die samelewing nie, ons sien dit in ons gemeenskap vandag hierso. Dit is baie hartseer om te sien hoeveel mense hier wil nie die Here dien nie. Hoeveel mense hier afvallig is. Hoeveel mense hier drugs gebruik. Ek kan aangaan. Maar dit is nie hoekom ons hier is nie. Ons is hier om vir julle te vertel dat jy as ouer met 'n baie groot verantwoordelikheid in jou lewe. Dit is om elke dag vir jou kind te bid. Elke dag vir jou kind te bid.
As jou kind nie by jou is nie, hoef jy nie hande op hom te lê nie, of haar te lê nie. Maar waar hulle is, glo vir my God hoor. Sê nie hom opstaan en sê, Here, U weet dat my kinders nie meer by my is nie. Maar my dierbare koning, ek vra U vandag net om hulle te beskerm, en ek spreek 'n seën oor hulle uit. Ek vra Here, dat U hulle ook net sal veilig hou. Glo my, dan sal God dit doen. En ek weet in daai dag, sal God se wil in daai kinders se lewe geskied. Ek wil afsluit vandag met hierdie woorde. En dit is die. Neem jy as ouer jou kind se lewe terug vir God. Neem jou kind se lewe terug vir God. Bid vir jou kind. En laat jou woorde vanoggend nie net woorde bly nie, maar laat jou woorde omgesit word in 'n daad. Amen. Doen wat God van jou verwag om te doen. Ek sê dit weer, dan sal God doen wat hy beloof het om te doen in jou lewe en in jou kind se lewe. Amen. Amen. Kom ons lei die woord aan dit ons saam. Here, dankie. Halleluja, Abba Vader. Ja, Jesus. Vader, Here, kom net vandag en ek sê vir U dankie, my God. Jesus. Dankie my dierbare koning, Here. Dat U my volgens die geleentheid gee, Here, net om U woord te kan oordra, U woord te kan uitdra, Here. Here, dankie dat U woord volgens ja en amen is. Dankie, Here, dat jy elke persoon volgend in hierdie gebou aanhaal. Dankie my dierbare koning. Elke ouer, Here, wat vandag die besluit maak, om elke dag vir hulle kinders daar te wees. Dankie, Here, dat hulle die besluit maak om elke dag vir hulle kinders te bid. Dankie, Here, dat hulle die besluit maak om elke dag hande op hulle kinders te lê. Vader, daarom kom ek vandag en ek dank U net. Here, vir wie en vir wat U is in elkeen van ons se lewe. Here, want ek dink sommer aan die skrif waar U teruggegaan het na U geboorteland. Waar die mense gesê het, who are you? You are just the son of a carpenter. Here, help ons om U nie so te sien nie, Here. Help ons, Here, om U te sien as die God, Here, van hemel en aarde, die skepper van hemel en aarde. Die alleen God wat waardig is om aanbid te word, my koning. Yes. Oh, yes. Here, sê ook dat U eer gee U en geen gesnede wil. Daarom kom ek net vandag, Here, en ek dank U dat U alleen waardig is om aanbid te word. Dankie my dierbare Vader vir dit, Here, dat U vandag vir ons gaan doen. Ek vra so, Here, dat U elke ouer wat vandag die besluit maak, net die nodige insig, wysheid en kennis sal gee om te doen, Here, wat U van hulle verwag om te doen. Daarom kom ek net, Here, en ek vra dat U elke ouer, elke ouma, elke oupa met 'n ryklik sal aanraak. Here, en ook met 'n ryklik sal seën. Dit bid ek vandag alles, Here, net in die wonderlike, dierbare, kosbare, almagtige naam van ons Here Jesus Christus se naam. Amen. Amen. Dan het jy net 'n bietjie